Goeiemôre Potchefstroom, en vandag gesels ek weer met Benny Jonker hier op Spiritual Talk episode 33. En vandag gesels ons bietjie oor die hart. Nou die hart is meer as net 'n pomp wat jou bloed deur die liggaam stuur, maar dit is eintlik van as jy die Bybel begin verstaan en wanneer die Bybel praat van die hart in soveel skrifgedeeltes en ons gaan vandag oor so 'n paar net bietjie gesels. Kom ons agter dat die hart is meer as net 'n pomp. Dis amper asof dit die oorsprong is van die lewe, die oorsprong van emosies, die beginpunt van jou geloof, die beginpunt van waar keuses uitvloei, afhangende van die kondisie van jou hart. En ek en Benny het nou so 'n paar keer ook lekker gesels oor die hart in ons eie vrye tyd en ons het ook so 'n bietjie meer en meer besef. En ek dink elkeen van ons besef in onsself ook indirek al reeds dat jy hier in jou hart voel jy altyd asof amper wanneer jy deur moeilike tye gaan, is amper asof jy die pyn of ongemak is in jou hart. En jy wonder maar, kan die hart werklik waar net 'n pomp wees of is daar meer na dit toe? Is daar meer wat vir ons in die hart in die geheimenis is wat ons moet ontdek, moet leer? En ek dink een van die skrifgedeeltes wat ons al miskien al noodwendig al genoem het, is Jesegiel 36 vers 26, waar God begin praat en hy sê waar die profeet noem dat God gee vir jou 'n nuwe hart. En daar's 'n paar skrifgedeeltes in Spreuke natuurlik wat ons baie sal aanhaal vandag, waar hy ook praat van bewaar die hart, want daar lê die oorsprong van die lewe. En ek dink Benny, as jy kan inval, ek dink amper die eerste vraag moet wees, wat dink jy is die algehele mispersepsie van wat ons as gelowiges verstaan van die hart? Want ek dink te maklik het ons wegbeweeg van die hart om te praat oor die hart en ons het altyd hierdie ander punte waarop ons fokus. Ons kom nooit terug na die hart toe en hoekom ons as Christene, ons as gelowiges moet begin heel eerste by die hart. Ja, dis 'n baie interessante stelling wat jy maak, dat ons as gelowiges moet begin besef dat die hart is soveel meer as wat ons dink dit is. En weet jy, dit is my interessant dat ons in 'n tyd leef met soveel tegnologiese deurbrake en die groot hoeveelheid kennis wat ons het, maar ons het so min kennis van die hart. Ja, dis eintlik skrikwekkend. As jy bietjie gaan lees, hulle sien in die geskiedenis wys hulle dat baie gelowe oor die tyd heen, baie ou uitgesterwe nasies wat wel betrokke wat by meer heidense gelowe het, veel meer waarde geheg aan die spirituele koneksie van die hart as wat ons as gelowiges vandag doen. So dis my interessant, ja, maar ek meen baie het gesien dat die hart is die sentrale punt van die siel. In die tyd wat ons leef, sien ons die hart net as 'n pomp, soos wat jy gesê het, 'n eenvoudige pomp wat bloed vervoer deur jou liggaam, wat verantwoordelik is daarvoor om jou in die lewe te hou. Maar die spirituele koneksie met die hart is soveel groter en soveel meer, dink ek. Ek dink as ons besef dat die drie fases van die mens, of die drie-dimensionele wese van die mens, jy weet, gees, siel en liggaam. Jy weet, as jy kyk na daardie gedeeltes van die mens en jy kyk na die biologiese gedeelte van die mens, dan maak dit, jy weet, soveel meer sin dat die hart net 'n pomp is wat verantwoordelik is vir die vloei van bloed in jou liggaam en wat jou eintlik aan die lewe hou om jou biologiese lewe wel te laat voortbestaan. Maar wanneer dit kom by die spirituele definisie van die mens, dink ek die hart het soveel meer waarde. En ek meen, jy het net nou gepraat, een van die spirituele waarhede van die woord in Jesegiel sê die Here dat wanneer jy tot wedergeboorte kom, die eerste ding wat hy doen is hy gee jou 'n nuwe hart. En ons het die vorige keer gesê, hoekom sal God begin by die hart van die mens? Jy weet, in die tyd wat ons leef, as ons kyk na die kerk, die huidige Here van die kerk is soveel meer gefokus op die gees van die mens. Ja. Jy weet, die geeswerking, die geesgawes, jy weet, daardie tipe ervaring, die vrug van die gees, ja. Ons fokus soveel meer op dit, maar wat is die prioriteit van die hart? Wat is die doel van die hart? En ek dink as ons agter die waarheid kom van wat die doel van die hart is, ek dink dit sal jou stom slaan om eintlik besef hoe belangrik jou hart is. Ja, ek wil amper om te begin op daai punt van die vrug van die gees. As ons die illustrasie kan skep in jou kop waar jy die vrug van die gees, kom ons vat byvoorbeeld lankmoedigheid. Ja. Weet, ons word geleer jy moet dit, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, al die vrug van die gees wat daar is, wat genoem word in Galasiërs. Maar nou is dit amper asof ons geleer word dat jy met hierdie vrug produseer, maar jy weet nie hoe nie. Jy weet nie hoe nie, ja. En is amper asof, as ek die hart kan sien as 'n tipe van 'n saad binne ons, wat moet ontkiem. En hy ontkiem wanneer God vir jou 'n nuwe hart gee. Dan is dit amper asof hierdie saad begin lewe kry nou. Want hy's geplant in God se woord, hy's geplant in sy identiteit. En nou kan hierdie saad begin groei. En ons hoef nie die vrug te gaan soek nie. Die vrug kom eintlik natuurlik nou.
Jy kan nie 'n vrug gaan soek by iets waar jy kan nie vrug van sagmoedigheid soek as jy nie sagmoedigheid in die hart beleef nie. Jy gaan dit nooit kan produseer in die lewe nie. En ek dink ons moet op baie punt kom waar ons weer eens besef dat die hart is soos 'n saad wat ontkiem word en begin groei in jouself. En hoe nader jy aan God is, hoe meer jy God se karakter verstaan, hoe meer jy God se wil leef, hoe meer begin hierdie plant groei, hoe meer begin die vrug van die Gees binne uit jou natuurlik kom. So sagmoedigheid en lankmoedigheid kom natuurlik nou vir jou. Want ons gebruik altyd die voorbeeld van, jy weet wanneer die padren iemand draai voor jou, dan word jy onmiddellik kwaad. Maar wanneer jy hierdie vrug wanneer jy hierdie hart meer en meer deel maak van die lewe, jy meer en meer ontdek en jy is meer bewus van die hart, kom goedjies soos daai eintlik meer natuurlik voor. Dis nie iets wat jy moet probeer nie, is nie iets wat jy moet voorgee nie, is nie iets waarvoor jy hoef na te jaag nie, dit is net wees. Jy sien, ek dink net daar is ons probleem, want ons verwag dat dit natuurlik sal gebeur. Maar die ervaring wat ons het is Romeine 7 ervaring. Die goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie. So ek is bewus van die vrug van die Gees. Wat is liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, jy verstaan. So as jy die vrug van die Gees opsom, is die eienskappe, die ideale eienskappe van die Christelike karakter, dis beskikbaar, en die woord sê dis in jou. Maar wanneer ons onsself in 'n situasie bevind waar ons moet dit tentoonstel, dan doen ons dit nie. Verstaan, en ek dink dis net daar waar ons probleem kom, en daar's soveel mense daar buite wat saam met ons luister wat gaan sê, jy weet jou intensies is daar, dis graag wat jy wil doen, en die vrug van die Gees is toepasbaar, maar ons gebruik altyd die vrug van die Gees na die ergste gebeur het. Verstaan, wanneer die spyt eers gekom het, en ons is nou spyt vir wat ons gesê het, of vir wat ons gedoen het, dan wil ek die vrug van die Gees, dan wil ek jammer wees, en dan wil ek selfbeheersing toepas, en ek wil liefde toepas, maar jy weet, dan is dit eintlik te laat. En dit is daai Afrikaanse spreekwoord wat dan soveel sin het en krag het, en dan spyt kom te laat. En die ideaal sou wees dat wanneer ons reageer, dat ons eers sal reageer met die vrug van die Gees. Jy sien, maar dis die probleem, alhoewel God dit vir ons gegee het, en ek dink hierdie is die grootste mispersepsie wat ons het, is dat nou sit ons terug en ons verwag dat dit gebeur. Dis nie wat die woord sê nie, die woord sê dat ek en jy, alhoewel ons hierdie geskenk by God gekry het, hierdie nuwe hart gekry het, hierdie nuwe eienskappe gekry het, hierdie nuwe karakter in ons het. Ek meen 1 Korintiërs 2 en Korintiërs 3 wat sê dat ons het nou die Engels sê we have the mind of Christ. Yes. Met ander woorde, dis in ons, dis daar. Ja. Ons dink nog nie so nie. Ons reageer nog nie so nie. Verstaan nie, dis die probleem. So die ervaring wat ons het, is nie in lyn met die waarheid wat ons weet nie. Jy sien, dis die probleem. En dit kom terug na twee beginsels. Die beginsel is dat die kennis wat ons het, met ander woorde die waarheid wat as kennis toegevoeg is tot wat ons weet, en die openbaring wat ons gekry het, is nog nie omgesit om dit te praktiseer of om dit te beoefen, soos die boek van Hebreërs sê, sodat dit 'n natuurlike aksie sal word nie. En ons het al oor gepraat, die beginsel is dat in die wetenskap, in die tyd wat ons leef, het ons soveel wonderlike waarhede. En ons het al gesê, die beginsel is dat wanneer jou hart en jou gedagtes in lyn is, dan noem ons dit brein en hart samehang. Okay, so jy kan al die kennis hê in die wêreld, maar as jou hart nie ooreenstem met wat jy weet, en met ander woorde reageer op die waarhede wat jy weet nie, dan beteken dit niks nie. So jy moet jou hart leer. En dis ek dink die eenvoudigste vorm om dit te verduidelik, is om jou hart te leer om te reageer op die waarheid wat jy weet. Want dis interessant, ek weet nie of jy vroeër jare nie, en ek wil so 'n bietjie van 'n voorbeeld bring om hierdie beter te verduidelik. Vroeër jare toe ons kinders was, jy weet, was ons baie meer gefokus op die goed en kwaad, jy weet die goeie of die soos die Engels sê the good and the evil. Ja, jy weet amper ook die vlees en die gees. Ja, dis amper dieselfde of die Christen en die satanisme. Jy weet, in daai tyd was dit baie meer. Toe ons tyd wees versigtig vir satanisme en goed. En een van die interessante dinge wat hulle baie oor gefokus het in satanisme was musiek. En musiek was gebruik gewees om te sê, wanneer jy luister na sekere liedjies en jy die tegnologie om dit terug te speel, dan hoor jy dat daar sublieme boodskappe in die musiek is. Wanneer hulle musiek terugspeel, dan is daar dit klink of daar 'n demoniese stem is op gronde van op die spoed wat jy speel, en daardie spoed wat jy gebruik om daardie musiek terug te speel, het 'n sublieme boodskap wat in lyn is met die tipe musiek wat vrygestel is, met die karakter van die persoon wat dit doen. Mense wat nie bang is om te sê, weet, hulle is deel van satanisme of die okkulte, jy weet, daai tipe ding nie. Interessant, daar was 'n studie rondom dit
gewees waar 'n persoon gesê het, maar hoe kan dit wees? Hoe kry hulle dit reg om daardie musiek te gebruik en wanneer dit teruggespeel word, is daar 'n sublieme boodskap. En hy het gegaan en hy het studie gaan doen rondom baie van dit en hy het naderhand goed gaan vat soos Christenmusiek, gelowiges, soos wat ek en jy, die musiek wat ek en jy. En interessant dat alle musiek het 'n sublieme boodskap. En ek gaan jou nou sê hoekom dit is, want dis waar dit interessant raak. Elke liedjie wat jy luister het 'n sublieme boodskap. Want wat ons doen in ons menswese, wat ons doen, op grond daarvan die manier wat ek en jy praat. Okay, die manier, jy sal hoor, daar's verskillende stemhoogtes, partykeer praat ons vinniger, partykeer praat ons stadiger, sonder dat ons dit weet. Okay, met ander woorde, en wat hulle gevind het in die studie, om 'n baie lang storie kort te maak, is dat die woorde wat ons spreek, is tweeledig. Wanneer jy dit terugspeel, het dit eintlik 'n sublieme boodskap, en daai sublieme boodskap, as jy dit terugspeel, word gebeere in jou onderbewussyn. So, die doel van woorde, of die doel van musiek, wat ons dan gebruik om te kommunikeer, het 'n tweeledige doel. Dis om 'n sublieme ingeprinte boodskap te los in jou as mens, met ander woorde, wat in jou iets los, dat wanneer jy jouself in 'n situasie bevind waar jy nie gefokus is nie, is daar 'n natuurlike reaksie of 'n natuurlike bewusmaking van daardie situasie. Die tweede ene is die natuurlike reaksie, waarvan jy bewus is. Die woorde wat jy luister, eers is mooi, jy hou daarvan, jy luister daarna, jy weet, jy memoriseer dit, jy sing saam, dis die tweede reaksie. Okay, so wat leer dit ons? Dat wanneer ons iets het wat in ons onderbewussyn gebeure is, daai eerste reaksie, daai natuurlike reaksie, is dit die karakter van die ou mens. Want die woorde wat ons gebruik, die manier wat ons kommunikeer, wat ons van onsself dink en wat ons van onsself sê, word oorgesit in die onderbewussyn, en jy kan net reageer op grond daarvan wat in jou onderbewussyn is. So as jy sê, jy's nie in staat om iets te kan doen nie, as jy nie veel van jouself dink nie, of jy glo dat jy het 'n swakheid waarop jy fokus, is dit 'n onderbewuste boodskap wat jy bære. So jou natuurlike aksie gaan wees, om dan te reageer uit die onderbewuste boodskap wat jy het. En dis wat daardie studie bewys het, dat ons op grond van wat ons van onsself dink en wat ons van onsself sê, 'n onderbewussyn kweek, wat dan ons in ons bewustheid laat reageer op 'n sekere manier. En as ons nie bewus is van wat ons doen nie, gaan ons nooit verander nie. So dis hoekom ek gesê het, dat alhoewel ons die waarheid het, as daardie waarheid wat ons lees, en wat van ons openbaring is, as ons dit nie memoriseer nie, en ons sê dit nie vir onsself nie, ons gebruik in Engels die beginsel van affirmations. Ja. Jy weet, as jy nie daai affirmations daagliks vir jouself leer, en jy hou by daardie toesprake wat jy vir jouself gee nie, en jy skep nie 'n nuwe onderbewustheid nie, gaan jou aksies nie verander nie, want dan verander jou hart nie. Ja, dis amper daai oortuiging wat jy in jouself het. Ja, dis 'n oortuiging. Een skrifgedeelte wat vinnig opgekom het, of dis eintlik twee. Een is Spreuke 4:23, sê bewaak jou hart meer as enigiets anders, want dit bepaal hoe jy lewe. Ja. En wat 'n mens kan kry, wat mense kan kry daaruit is, beskerm jou innerlike wêreld, want dit vorm jou uiterlike lewe. En dan gaan ek nog een skrifgedeelte, gaan ek iets deel. 'n Ander skrifgedeelte is Spreuke 27:19, en sê, soos die water die gesig weerspieël, so weerspieël die hart van die mens homself. Die hart openbaar wie hy regtig is. Dis amper daai wat jy gepraat het van, wanneer jy iets sê, is daar onderbewustelike sublieme boodskap wat terugkom na jouself toe. Dit is amper daai ding van, jou kop sê is my hart is oortuig van iets anders. So jy sê daai ding van, is amper daai ding waar jy self sê, maar ek is okay, maar eintlik in jou hart weet, jou hart sê jy is nie okay nie. Ja. En daai boodskap na jouself toe is sterker as die een wat jy spreek. Dis die onderbewuste boodskap, verstaan jy? En dit bly in jou, en dit skep 'n natuurlike reaksie. Yes. Dis hoekom die hart so belangrik is, want daai gedeelte in die Afrikaanse vertaling Spreuke 4:23 sê, bewaar jou hart. Ja. Verstaan jy? Dis 'n duidelike, dis amper 'n so 'n tipe van 'n waarskuwing en 'n opdrag. Ja, beskerm wat hier in jou hart ingaan en wat jou hart glo, want daaruit is die oorsprong van lewe. Dit kan negatief wees, dit kan ook positief wees. Ja. En dis uit en uit afhangende van wat jy toelaat en beskerm, gaan bepaal wat jy voel, hoe jy reageer, hoe jy dink, want wat die skrifgedeelte sê, soos 'n man in sy siel bereken, so is hy. So is hy. En ek dink wat ek raak gesien het hier en wat jy ons nou gesê het, is amper asof jou brein en jou hart twee verskillende wêrelde is. Dit is. En jou brein God gee vir jou, ons het nou gepraat van God, het reeds vir jou alles gegee het. Die volheid van sy gees,
die volheid van sy woord, die nuwe hart, die nuwe gees, sy gees. Daar's amper niks wat God teruggegaan het. Alle geestelike seëning wat hy vir ons gegee het. Ons het die mind of Christ. Ons het alles klaar daar. En ek glo dis in ons hart, maar in ons gedagtes, hier in ons denke, is dit amper asof ons toegelaat het dat die wêreld vir ons 'n ander realiteit leer. En dis waar daai sleutelteksvers nou inkom van ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Maar ons moet die keuse maak oor watter kennis of watter wêreldse persepsie, wêreldse perspektief ons wil toepas in ons lewenstyl. En dis twee verskillende wêrelde. Die een sê jy moet dit en dit om goed genoeg te wees. Die woord sê jy is in my beeld en gelykenis geskape. Jy skiet niks kort nie. Jy is perfek. Maar nou jy het hier twee verskillende waarhede en wat jy in kies jy nou? Wat jy in leef jy nou? En is amper baie maklik om nou in botsing met mekaar te kom. Want as jy op 'n rekenaar twee antivirusprogramme geïnstalleer, gaan hulle bietjie bots met mekaar. Ja. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy weet daar gaan heeltyd 'n botsing wees en is amper asof ons weet die waarhede, ons ken die skrifgedeeltes, want ons groot geword met dit, maar ons verstaan ook dat ons realiteit van die wêreld, maar dis my ervaring. Ek het soveel keer gehoor ek is dit en dit en dit en eventually iewers het daai boodskappe begin in my hart ek wil amper sy lewe kry. Begin standvastigheid kry met alhoewel ek weet wat die woord sê, is dit amper asof die leuen wat die wêreld my oortuig het van bietjie meer waarde begin dra, bietjie meer krag begin in my het. En nou is dit amper asof ek in twee lyne staan, soos ek weet nie, ek speel so tussen die twee en ek kom eintlik eers agter nie. Maar wanneer ek in 'n situasie kom, wanneer ek val, dan gaan die wêreld se, kom ons sê die wêreld se identiteit in my na vore toe kom. Ja. En dan soos gesê, nou is ek spyt. Nou is ek spyt ek het dit gesê, ek is spyt ek het dit so gedoen, ek spyt ek het so opgetree teenoor iemand wat ek was in 'n oomblik van swakheid. En dan wonder ek hoekom gebeur dit elke liewe keer. Ja, ek dink dit kom altyd terug na die toepassing toe, verstaan jy? Met ander woorde, daai natuurlike reaksie, daai beoefening, daai toepassing. Daar's soveel gelowiges in die tyd wat ons leef wat van kerk na kerk spring en hulle bly soekend na iets anders. Jy weet, hoekom? Want die omstandighede waarin hulle self bevind verander nie. Dis of hulle aksies of hulle reaksies of hulle die omgewing wat hulle is of hulle finansies of hulle verhoudings, niks verander, niks verbeter nie. So mense spring van kerk na kerk op soek na iets beters en na iets anders. En wat kry mense by kerke? Informasie. Ja. Dis al wat hulle kry. Jy kry by 'n kerk informasie. Dis wat jy met die informasie doen. Ja. Wat die verandering bring. Dis die probleem. Ons bly by die hoorders van die woord, maar ons word nie beoefeners of doeners van die woord nie. En nou praat ons nie van die goeie goed wat ons doen. Jy sien, wanneer ons luister of ons hoor die woord doen, dan raak ons te godsdienstig. Want ek wil goed doen, ek wil vir jou op die straat R100 gee, ek wil vir jou op straat 'n brood gee, of ek wil vir hom iets gee. Jy weet, ek wil te godsdienstig wees om goed te voel. Nou dis waar, wanneer jy iets goeds doen vir iemand anders, dan voel jy beter en jy voel goed. Maar dis nie 'n volhoudende proses nie. Dis nie volhoubaar nie. Verstaan nie? So jy moet dit gereeld doen. Jy doen dit een keer, dan voel jy goed vir 2 of 3 maande. Dan moet jy dit weer doen. Ek gaan die woord oppervlakkig gebruik, maar dis 'n eksterne aksie. Dis 'n eksterne aksie, verstaan? Die woord sê inteendeel, die woord beveel ons inteendeel nie net om te doen nie. Ons is te gefokus om te doen in plaas daarvan om te wees. Yes. Daar's 'n groot verskil om iets te wees, want uit wat jy is of wat jy veronderstel is om te wees, daaruit vloei die natuurlike lewe, aksies, reaksies wat jy veronderstel is om te doen. En dit doen ons nie, want dit wat ons glo ons is nie in lyn met wat die woord sê ons veronderstel is om te wees. Jy sien dit hele Genesis. God sê waar hy met Adam en Eva praat of die mens praat, hy sê be. Verstaan, dis die eerste ding wat hy sê. Hy sê be, of die Afrikaans sê wees. En jy verstaan, jy ken die gedeelte goed, Genesis 1:26 waar God die beskrywing gee, waar hy die mens sê dat hy gee die mens sy autoriteit. Hy gee die mens, jy weet, eintlik gee hy vir die mens alles wat die mens nodig het, en wat die mens nou moet doen met wat hy ontvang het, is om te gaan wees. Ons sien dit in die Nuwe Testament waar hy vir ons vertel wie ons is. Hy gee ons 'n nuwe identiteit, hy gee ons 'n nuwe hart. So as jy alles ontvang het, wat moet jy nou doen? Jy moet nou wees. Jy sien, dit is die probleem. Ons wees nie of ons is nie, want ons is nie oortuig in ons harte van ons ware identiteit nie. Maar die wêreld leer presies die teenoorgestelde. Ja. Die wêreld is jy moet doen om iets te kan wees. Presies, jy moet verdien. Ja, en daai mentaliteit het ook oorgespring in die kerkwêreld in, waar jy ook moet iets doen om te kan goed voel. Soos ek voel ek voel bietjie skuldig. Lank klas kerk te gaan, kom ek gaan net nou weer, nou voel ek dit goed. Ja, jy's reg. Kom ek gee vir die ou op die straat 'n bietjie kos dat ek net weer goed voel oor myself. Dit is dieselfde ding oor en oor.
Dis 'n moeilike uitdaging, dis 'n moeilike realiteit waarin ons ook onsself bevind. Ek dink ons maak dit moeilik. Want die probleem is want Kom ek sê hoekom dit moeilik is. Is reg, ja. Want jy het nou gepraat van jy het nou iets gepraat en dit het vir my dadelik besef dat jou brein skep elke dag nuwe neurone. Ja. Die meeste van ons weet dit nou al. Maar as jy nie dit bestuur na iets toe nie, as jy nie vir jouself leer om dit te kan toepas nie, gaan daai nuwe neurone wat elke dag geproduseer word, maar net weer sterf. Dit gaan net weer sterf, ja. Dis daar en dan word dit nie gebruik nie en dan sterf dit net weer. So dis daai van waar jy daagliks dit self vir jou iets moet doen sodat 'n nuwe patroon kan word, sodat neurone na iets kan vorm uit denkwyse. Ja, in Engels praat hulle van habit. Yes. Jy weet om nuwe habits te creating new spiritual habits. En dit is die deel waar ek dink meeste van ons dalk vashak. Want ja, die geleentheid is daar om 'n nuwe patroon of 'n nuwe kom ons noem dit maar gewoonte te ontwikkel, is elke dag daar. Die geleentheid is elke dag vir ons daar, maar ons gebruik dit nie. So dit sterf net weer uit. En ons val terug op default, dit wat reeds daar is, dit wat reeds gevestig is, dit wat jy al reeds vir die laaste 20 jaar oor en oor doen. So dit is die maklike default setting waarna ons altyd terugval, want ons probeer nie lank genoeg nie. Ons probeer een dag, voel nie lekker nie, ons sukkel, okay, default setting weer terug. En daar, as jy nie besef dat jy moet intentioneel iets nuuts probeer, vir ten minste 'n paar dae, sodat hierdie denkpatroon actually gevestig word in 'n roetine, in 'n gewoonte, in 'n manier hoe jy begin optree nie, dan gaan jy net altyd terugpersoon wees. Dan gaan jy eintlik maar net iemand wees in die kerk wat 'n plek vol sit. Nee, jy's reg en ek dink die probleem is ons is so gewoond aan die eksterne gewoontes of habits wat ons het om dit, jy weet, daagliks te verander en daagliks te vernuwe. Ek meen, gaan lees. Jy kan nou enige boekwinkel toe gaan en gaan kyk jy na die lewenstyl van vandag se miljonêers of biljonêers. Okay. En een van die interessante lewenslesse wat hulle jou gee is, jy weet, kweek die gewoontes soos wat hierdie ouens sê. Hierdie ouens staan 4 uur op. Hy lees byvoorbeeld 6 boeke in 'n maand. Jy weet, dis die tipe habits wat hierdie ouens gekweek het oor langtermyn om te kom en te weet wat hulle is en te doen wat hulle doen. Okay, so nou sê hulle vir jou doen dieselfde en jy sal daar wees. Maar wat ons mis in die Bybel doen presies dieselfde. Ja, jy verstaan, die woord van die Here leer ons iets interessant. Hy leer ons om dieselfde nuwe gewoontes te kweek, maar hier's die probleem. Dis nie 'n eksterne proses nie. Dis 'n interne proses. Ja. Hoeveel gelowiges wat jy ken, gaan voer die opdrag wat Jesus het vir ons sê. Hy sê, gaan in jou binnekamer, maak die deur toe. Okay, so wat doen jy in jou binnekamer? Wat jy wonderstel? Daar spandeer jy tyd in afsondering met jou hemelse Vader. Okay. En hy sê dit wat jou hemelse Vader in die verborgenheid sien, jou beloning sal ook wees, jy weet, in die openbaar. Okay. So met ander woorde, so wat gebeur nou daarso? In die verborgenheid, in daai tyd waarin jou binnekamer se mees spandeer. Dis die tyd wat jy moet inbeweeg in jou innerlike mens. Dis baie moeilik. Want wat doen jy in jou innerlike mens? Nou ondersoek jy jou innerlike karakter. Jy werk in jou innerlike mens. Ja. Verstaan, jy fokus op wat jy dink. Jy fokus op wat jou hart van oortuig is. Jy sien, en dit weet ons nie om te doen nie. Jy word 'n observeerder van jou gees en jou siel. Presies, verstaan jy? Ons observeer die eksterne wêreld, maar ons observeer nie die innerlike mens nie. En daarom verander die innerlike mens en die innerlike karakter en die uiterlike aksies nie. Want solank as wat ons net fokus op die uiterlike wêreld en die uiterlike habits en daai dinge, gaan niks verander nie. Ons moet leer om die proses toe te pas om die innerlike mens te verander. Die innerlike mens is al reeds daar. Hy het die kapasiteit, hy het die potensiaal, hy het die karakter, hy het die beloftes. Maar die innerlike mens reageer nie. Dis asof die innerlike mens dood is. Jy moet daai innerlike mens lewend kry. Jy moet begin leef uit die innerlike mens uit. Ja. Ons sien in 2 Korintiërs 4 waar Paulus sê, al vergaan jou uiterlike liggaam dag na dag, word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Okay, so hy sê vir ons, daai is baie belangrik. Hy sê so jou fokus moet wees op die innerlike mens. Hoeveel mense doen dit? Hoeveel mense weet hoe om dit te doen? Niemand nie. Of kom ek sê niemand nie, maar bitter min mense. Bitter min mense toepas dit eintlik daagliks toe. Joshua 1 vers 8, 1 vers 9, nou kan ek nie skryf dit nie lekker onthou nie, maar leer ons ook mediteer op die woord daagliks. Ons het al gesê dat mediteer beteken herstel na die innerlike mens wie jy eintlik is. Beweeg terug na daai toe. Ja. Want ons soeke is altyd God daar buite, maar nooit God binne in ons nie. Dis reg. Ons het die godsdienst lewenswyse
tot 'n naalpunt vervolmaak. Ja. Ons lyk so godsdienstig, ons klink so godsdienstig, ons trek so godsdienstig aan, ons woon godsdienstige byeenkomste by, verstaan jy, ons skep die ervarings, maar innerlik gebeur daar niks nie. Innerlik. En ek dink die maklikste toets wat jy kan doen oor die kondisie van jou hart is miskien 'n goeie toets om iewers te vir jouself 5, miskien 10 of 15 minute uit te sit. Ja. In 'n vertrek waar dit net jouself is, waar jy net kan rustig wees, jy oë toemaak en probeer fokus. En ek dink een van die eerste goed wat jy gaan agterkom is hoe moeilik dit is. Ja, want die eerste ding wat jy ervaar as jy oë toemaak en jy sit daar en jy fokus, jy gaan nou bid en jy sit daar met toe oë. Die eerste ding wat jy optel is hoe deur mekaar jou innerlike wêreld is. Jou gedagtes hardloop links en is reg en jy verstaan jy hoor stemme en dan kom jy agter, wow, wag 'n bietjie, hier binne is iets fout. Ja. Verstaan jy? En as ons nie tot daardie bewustheid kom nie, gaan ons ook nie weet hoe om daai deur mekaar wêreld hier binne te verander nie. In die IT-wêreld praat hulle van met harde skywe byvoorbeeld. Dit doen hulle altyd 'n toets, dis soos 'n diagnostic test Ja. wat jy amper doen. Wat jy harde skyf weer net so 'n bietjie uitsorteer en dit maak weer sy spoed vinniger. En ek dink dis wat ons onbewustelik doen wanneer ons op verlof gaan vakansie. Dit is 'n bietjie van 'n wegbreek, Ja. maar dis weer eens ekstern. Dis eksterne, ja. En dit help, maar dit is ook net vir 'n klein ruk. Dit is nie volhoubaar nie. Man, dis nie volhoubaar nie. Weer eens, ja. So ons pas dit eintlik al reeds toe, maar op die verkeerde plek. Waar dit eintlik moet begin in die interne kamer van onsself. Maar dis waar dit alles vloei. Ons het al reeds in die Ou Testament gesien hoe heilig daai binnekamer van God se tempel was. En wanneer ons daai selfde woord net verder lees en ons besef dat maar ons liggaam ons mos nou 'n tempel van die Heilige Gees. Maar ons binnekamer, ons heiligste is so de mekaar, is so ek kan nie die woord kry om te beskryf nie. Nou wonder ons Dis 'n chaos. Ja, dis chaos. Dan wonder ons maar hoekom sukkel ek so? Hoekom voel ek so leeg? Hoekom voel ek so onvoltooid? Hoekom voel ek so ek kry nie die passie nie. Ek kry nie 'n doel vir my lewe nie. Ja. En dan dink ons nee, maar okay, miskien moet ek net na 'n ander kerk toe gaan. Dan gaan ek na 'n ander kerk toe en dan voel dit weer en dis 'n eksterne aksie wat jy doen. So dit voel goed vir 'n paar maande. Vir 'n rukkie, ja. En dan voel jy net weer presies dieselfde. Wanneer ons eintlik net moes stil geraak het. Maar stil raak is 'n vloekwoord in die wêreld. Ja, ons ken nie, ons weet nie hoe om dit te doen nie. Ja. Verstaan jy? Ek meen daai gedeelte Spreuke 4:23 sê in Afrikaans: "Bewaar jou hart bo alles, want daaruit is die oorsprong van die lewe." Ja. Jy het nou die ander baie mooi vertaling wat ek gesien het wat jy gebruik het daarso en ek weet nie wat 'n vertaling was of ietsie. Hy sê guard your heart not as a vault but as a wellspring of life. Yes, en weet jy hoe mooi is dit? Bewaar jou hart nie soos wat jy 'n klei sal beskerm nie. Jy weet, maar bewaar jou hart soos 'n fontein van lewe. Beskerm dit soos die fontein wat lewe gee. Peter, dis vir my so mooi geweest. En as ons tot daardie besef kom dat jou hart is die bron van lewe. Jy weet en ek meen ons luister na Jesus waar hy sê dat die Gees sal strome van lewende water uit julle laat vloei. Verstaan jy? So en waar begin hy stroom van lewe? Begin in jou hart. Ja. En as ons daardie besef kom, ek meen dit wat jy gebruik, dit was vir my so mooi en is fantasties want as ons besef wat dit eintlik sê, is dit letterlik lewensveranderend. Nee, en ek praat nie net van omstandighede nie, ek praat van jou innerlike lewe, jou hele emosionele wese, jou sielsmoegheid. Jy verstaan jy, daai goed verander en verbeter en jy kom op 'n plek waar jy voel, hoorie maar, hoe het ek hierdie goed nooit geweet en hoe het ek dit nooit gedoen nie? En dis die klein goedjies wat ons mis, wat jy gesê het. Ons vermy die innerlike verandering, die innerlike inbeweeg, want ons weet nie hoe om dit te doen nie. Ja. Daar was 'n skrifgedeelte, ek wonder of dit nou Johannes was wat ook praat. Ek dink dit was Jesus wat gepraat het. Tensy jy nie Jesus praat met Nikodemus en hy praat van water en gees. O ja, uit water en gees gebore word nie, ja. En ek dink wanneer ons begin so verstaan water word, dis amper 'n herhalende tema, herhalende woord wat die woord van God gebruik. En ek dink as 'n mens daai goue draadjie so kan deurtrek en dan sien jy maar dit begin 'n sin maak. Ja. Want Jesus sê ek sal vir jou water gee waar jy nie weer sal dors word nie. Strome van lewende waters uit jou binneste vloei. En ek dink dis waar Jesus begin sê dat as jy werklik waar tot wedergeboorte kom het, dan is daar 'n nuwe wellspring of life wat kan uitvloei. Ja. Maar ons moet dit toelaat om te vloei. Ons moet gaan haal en laat uitkom. En ek dink dis wanneer dit begin mense aanraak, want water is lewe. Ja, jy sien, dis die lewe en dis die boodskap ek in Matteus 6 wat ons al baie gebruik het. Soek allereers die koninkryk van God
en wat nog? En sy geregtigheid en die res sal bygevoeg word. So verstaan jy? Die goed wat ons bymekaar maak, die baie geld ons het, die mooi huise, die mooi klere, jy weet die statusbewustheid wat ons het, daai goed is wonderlik en is fantasties, maar daai goed is die resultaat van soek eers die koninkryk of soek eers die funksionering, jy weet die bron van lewe, daai innerlike werking van die mens, daar waar jou bron van krag is, jou bron van voorsiening, as jy dit gevind het, is daai goed net bloot byvoegsels tot die ware lewe en die ware opgewondenheid en die ware karakter en die ware tevredenheid wat ons kan ervaar. Ja, ek dink dit is Dawid in Psalm wat ook praat van die Here reinig my hart. Ja. Want ek dink hy Psalm 56, ja. Want ek dink hy het verstaan dat dit is waar die regte waarde van die lewe lê. Want ten spyte van wat hy alles het, dis soos jy gesê het, dis bykomstighede. Ja. Dit sal altyd kom. Maar solank as wat jy die hart beskerm, solank as wat jy die hart sien as die een ding wat die mees waardevolste is. Want hoekom sal God vir jou nie hart gee? Ek sê mos, hoekom begin God by die hart, ja? En ek dink op daai noot gaan ons afsluit vandag, Benny, en ek dink dis 'n belangrike gesprek wat ons gehad het en dit is 'n goeie beginpunt vir enige gelowige om 'n ondersoekend in hulle hart eers in te beweeg. Ja. Voor hulle enigiets wil anders buite ekstern wil verander, begin eers by die hart, ondersoek jou onderbewussyn, ondersoek daai gedagtes wat onmiddellik opkom, die oomblik wat jy wil stil raak. En dan sal jy weet dat daar chaos is, dat daar's nie orde nie, daar's nie stilte nie, daar's nie rustigheid nie, sodat ons in dit God kan soek, want God sê ek sal vir jou rustigheid gee. Ek sal vir jou rus gee, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Ek sal vir jou my denke leer, ek sal vir jou my wil leer. Ons moet dit net gaan soek in stilte, ja. Want ons is reeds daar. Alles het ons reeds gekry. En ek dink op daai noot Potchefstroom sal jy weer sien volgende week, selfde tyd, selfde plek en dan sien jy julle hierso.